So vriende, ons lesing wat ons nou hanteer wat volg op bekering, is die wedergeboorte. Want dis net in die Bybel 'n logiese ding, dat op 'n ware bekering volg die wedergeboorte. Waar die mens is verantwoordelik om hom tot God te keer, aan die ander woorde, wanneer die Here die Gees jou oortuig van jou sondes, en jy het jou sondes bely, onthou, bekering is iets wat die mens kan doen. Hy kan na God toe gaan, hy kan gaan bid, hy kan sy sonde bely. Menslike element kom ons so sterk na vore, ook in bekering, nadat die Gees die wêreld oortuig het en die sondaars oortuig het. Dat het ons mos nou gesien onder lesing 6. Wedergeboorte kan jy niks aan doen nie. Jy het niks daarmee uit te waai nie. Dis uitsluitlik 'n daad van God. Jy kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan jou nie wederbaar nie. Ek kan jou nie help in die proses om tot wedergeboorte te kom nie. Dit is 'n goddelike daad waar God iemand wat dood is in sy sondes die ewige lewe skenk en die goddelike natuur in hom bewerkstellig. Dit is 'n goddelike daad van herskepping en redding. Dit maak dat jy die goddelike natuur ook binne in jou het en dat die Gees van God op daai oomblik in jou kom woon. Dis die oomblik. As jy jou bekeer, die Gees is nog nie in jou wanneer jy bekeer nie. Dis alleenlik wanneer jy tot wedergeboorte kom. En die wedergeboorte volg altyd wanneer die bekering waaragtig plaasgevind het. Op daai moment, wanneer daai persoon hom tot God wend en bid. So wedergeboorte is ook nie 'n proses nie. Jy kan om tot bekering te kom, kan jou 5 jaar, 20 jaar, 80 jaar, 100 jaar vat. Waar jy aangaan in jou lewe, maar tot die dag wat jy werklik na God toe draai. So bekering kan 'n proses wees. Dit kan weke en maande en dae en ure en lank neem. Wedergeboorte is glad nie 'n proses nie. Dis 'n oombliklike goddelike daad van herskepping van die Gees van God binne in jou hart. Binne in my hart. So, en dat dit belangrik is, dat ons moet tot wedergeboorte kom, is absoluut so, want onthou, kom ek herinner jou net daaraan as jy dalk vergeet het. Die Bybel sê, alle sondaars is kinders van die toorn en die oordeel van God in Efesiërs 2. Alle sondaars. En dat ons nature kinders van die toorn is, Efesiërs 2 vers 3. Dat ons vyande van God is, Romeine 8. Dat ons vervreemd van God is, Kolossense 1. Dat ons sinne deur die duiwel verblind is, 2 Korintiërs hoofstuk 4. Dat dit ons ontbreek aan die heerlikheid van God, Romeine hoofstuk 3. Dit's alles daar. Dit beteken, ons is almal so verlore soos 'n klip. Sonder God, sonder wedergeboorte. Jy's verlore. Jy's geestelik onbevatlik. Jy's geestelik dood vir God. Hoekom? Want jy die sondige natuur in jou. Ons het almal die sondige natuur. Van ons geboorte af het ons die sondige natuur. Toe ons nog in die moederskoot was, het ons al reeds die sondige natuur gehad. En nou sê Jesus vir daai mense almal. Hy sê voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie en jy kan daar nie ingaan nie. Dus jy kan nie gered word sonder wedergebore. Jy's nie gered nie. Kan nie hemel toe gaan nie. Jy's nie in die koninkryk. Iemand wat nie weergebore is nie in God se koninkryk nie. As jy nie in God se koninkryk is, jy verlore. Jou naam sê in die boek van die lewe nie. Jy het nie die ewige lewe ontvang nie. Die woordjie wedergeboorte in jou Bybel, in die Nuwe Testament, Palingenesia. Palingenesia is maar net wat dit sê, om weer gebore te word. En Nikodemus, hy wat die professor van al die professors was, nee, wat Jesus sê ons van Johannes 3, jy is die professor van Israel. Die professor. Jy's die rabbi van alle rabbies. Nikodemus, en Nikodemus kom in die aand na Jesus toe, hy sê, Here, u moet van God kom. Hy erken dit. Hy sê, niemand kan hierdie dinge doen wat u doen as hy nie van God is nie. Hy sê, ek moet dit erken. U is van God. En Jesus onmiddellik gaan na die hart van die saak. Hy sê, Nikodemus, as iemand nie weergebore word, kan hy nie die koninkryk. Toe begin die vraag. Hy sê, Here, maar hoe kan ek weer in die moeder van my skoot
van my moeder ingaan. Ek kan mos nie weer in die moederskoot ingaan nie. Ek is mos 'n groot man. Dit is mos nou onmoontlik. En Jesus sê vir hom, Nikodemus, ek praat van 'n geestelike geboorte. Wat uit gees gebore is gees. Wat uit vlees gebore is, hier sit jy voor my, jy's vlees, jy's uit vlees gebore. Ek praat van 'n geestelike geboorte. Die koninkryk van God is 'n geestelike koninkryk. Om in die geestelike koninkryk te kom, moet jy geestelik gebore word, Nikodemus. So, dis presies wat dit beteken. Dis 'n daad van God waar hy jou sy kind maak. En jy weet wat wonderlik is, in 1 Korintiërs 12 sou ons eers later uitvind. Die oomblik wanneer jy tot wedergeboorte kom, wanneer jy nou waaragtig tot bekeer gekom het en met berou jou sondes bely het en jy vra die Here Jesus om in jou hart te kom, jy neem as jou saligmaker aan en die Gees van God kom in jou. Op daai oomblik, sonder dat jy dit weet, doop die Heilige Gees jou binne in die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12. Hy maak jou deel van die kerk. Anders is jy nie deel van die kerk, jy is deel van die koninkryk. The moment, jy weet nog van niks nie, jy ken nie die skrifte nie, niks aan jy uit te waai nie. Want nou is jy deel van God. Die Bybel sê en almal, Johannes 1:12, wat hom aangeneem het hy mag gee om kinders van God te word. So die oomblik van jou redding, op daai moment, doop die Heilige Gees jou oombliklik binne in Corpus Christi, in die liggaam van Christus. Jy is nou gered, jy het die ewige lewe, die Gees van God is in jou en jy's deel van Christus se liggaam. En omdat dit 'n onmiddellike daad is daar nie eintlik 'n gevoel betrokke nie. Party mense sal sê, maar ek het niks gevoel nie. Dit is interessant dat die woordjie gevoel verskyn nie in die Bybel nie. Die Bybel sê jy moet glo wanneer jy Jesus aanneem, nie moet voel nie. Wat sê die Bybel? Glo in die Here Jesus. Staan daar in die Bybel, voel die Here Jesus en jy sal gered word. Hoekom wil jy iets voel? Ja, natuurlik agterna kan jy mens blydskap in jou hart en die vreugde van die Here kom, en soos jy geestelik groei, gebeur daar wonderlike dinge in jou lewe, and the joy of the Lord, al daai goed. Maar ja, en party mense het wel vreugde wanneer hulle gered word met die verligting, maar as jy 'n gevoel soek, is jy op 'n verkeerde plek. Don't look for feelings. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Staan in Habakuk, staan in Romeine en dit staan in die boek Hebreërs. 3 keer in jou Bybel. 3 keer in jou Bybel. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Nie deur gevoel nie. Don't look for feelings. As sê ons altyd, is lekker om die Here te dien. Ja, but it comes later. Dit is lekker. Daar sal nie in geen wêreldtaal so lekker woord soos lekker. Dis lekker om die Here te dien. En wat van as dit nie lekker is nie? Jy nog steeds die Here dien. As die duiwel jou hart geslaan het, jy nog steeds die Here dien. So 'n onmiddellike daad, hoekom? Dit uit geestelike dood in die geestelike lewe. Dit is soos 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan. Maar hier's die ding. 2 Petrus 1 sê, 2 Petrus 1:4, ons is deelgenote van die goddelike natuur. So ek het nou in my 2 nature. Die een wil die hele tyd verkeerd doen, die ou stout man, en die goddelike natuur wat wil ek moet net die regte goed doen wat God behaag. So eintlik het ek en ons het nie 2 persoonlikhede nie, maar ons het 2 nature. En daai 2 is opponerend teen mekaar. Weet jy, dis hoekom jy in jou Bybel lees, die Bybel sê, die vlees stryd teen die gees. Bedoelende, die sondige natuur beklei teen die goddelike natuur. As sê die Bybel, die werke van die vlees geopenbaar, hoerery, onreinheid, dronkenskap, ongebondenheid, twis, haat, nait, al die bose dinge. Dis die werke van die ou natuur. Of liefde, blydskap, vrede, goedheid, barmhartigheid, wat is dit? Die goddelike natuur. So hoe meer ek die goddelike natuur voer, hoe sterker word hy. Hoe meer ek die sondige natuur voer, so jy kry Christen wat jy sê, hy is 'n vleeslike Christen. Want hy leef die dinge van die vlees, die sondige dinge. Dis 'n probleem, want dit gaan roep om 'n oordeel van God een of ander tyd. Nou so die vrug van wedergeboorte is, ek het nou 2 nature
binne in my, né? En soos Galasiërs 5 sê, moenie die begeerlikheid van die vlees volbring nie, maar die gees stry en hulle staan teenoor mekaar. So, ek het die Adamiese natuur van Adam in my en nou het ek die natuur van die laaste Adam, die tweede mens van Christus in my, om hom te behaag. So ek is deelgenoot van die goddelike natuur. En natuurlik, een van die dinge wat mense baie keer 'n probleem het mee, is 1 Johannes 3 vers 9, wat sê elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. So hoe kan die Bybel sê, nou dat ek uit God gebore is, aan almal het hom aangeneem, want hy mag geen kinders van God te word, dis, hy sê, wat nie uit die wil van 'n mens, maar uit God gebore is, 1 Johannes 1 vers 12 en 13, nou is die vraag, hoe kan die Bybel sê, ek doen geen sonde meer nie? Ek sal nooit weer sonde doen. Terwyl ek lees, Johannes skryf vir die gelowiges, 1 Johannes 1 vers 9, hy sê, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, ons van alle ongeregtigheid te reinig. En in vers 7 sê hy, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en ons lieg en die waarheid is in ons. En nou, hoe versoen jy dit met mekaar? Die goddelike natuur in my kan geen sonde doen nie. Daar's iets in my wat nooit in ewigheid kan sondig, want dit is God se natuur. Dit is die sondige natuur. Die Bybel sê in Romeine 6 vers 11, reken dat jy vir die sonde dood is. Dis hoekom jy, wanneer jy laat doop by onderdompeling, gaan onder die water, dan begrawe jy die sondige mens. So jy sê nie voorstel om vir hom te sê, hey, jy's dood, papi, jy gaan nie met my kom karring nie. Ek wil nie doen wat jy wil hê ek moet doen nie. Jy's dood. Bybel sê, reken dat jy dood is. Ek gaan nie doen wat jy wil hê ek moet doen nie. Here, help my in die naam van Jesus, dat ek die regte dinge sal doen. Jy sien wat is besig om te gebeur. So wanneer die Bybel sê, jy kan geen sonde doen nie, omdat jou saad in hom bly, en onthou, die Bybel sê in Petrus, jy is wedergebore deur die woord van God, deur die saad van die lewende woord van God. Dit bly in ons. So daar's iets in my en jou wat nie kan sonde doen nie. Dis die nuwe natuur. So as ek wel sonde doen, dan het ek toegegee aan die eise of die druk van die ou sondige natuur. So, dit beteken nie dat ek nie kan sondig nie, maar 'n kind van God kan nie voortdurend in sonde lewe nie. Nou wat maak jy met 'n man soos Petrus, wanneer die Here Jesus in Lukas 22 vir hom sê, Petrus, dit was net voor Jesus se kruisiging, is inteendeel, dit was op pad na die kruis toe bykans, toe Jesus vir Petrus sê, Petrus, as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Hoe kan Jesus vir iemand wat duiwels uitgedryf het, wat 3,5 jaar met hom gewandel het, sê, as jy jou eendag bekeer het? Omdat Petrus het so pas gesê, Here, ek sal u nie verloon nie. Ek sal saam met u sterf. Ek, Petrus, ek is Petrus. Ek is nie soos ander mense nie. Ek is nie soos daai Judas wat daar by die deur uit is nie. Here, ek sal my lewe vir u gee. Toe sou Petrus so vol van homself. En Jesus sê, Petrus, ek sien daar's 'n verkeerde pad by jou. Jy slaat 'n verkeerde rigting in. As jy jou van daai verkeerde ding bekeer het, sal jy weer vir jou broers kan help. Nie, jy moet tot bekering kom tot God nie. Want dit is daai ding wat ek by jou sien. So, baie van julle het ook maar iets in julle en ek, van jy moet jou bekeer daarvan. Het jy nie al vir iemand gesê, hey, jy moet jou bekeer van daai ding? Wat bedoel jy as jy dit sê? Daai spesifieke ding, jy moet dit los. Maar dit is soos wat jy kind van die Here is. Maar jy het nog hierdie ding in jou lewe. Jy het nog hierdie een sondetjie, hierdie pet sonde, of ek doen nog dit, of ek doen nog dat. So wat die Here probeer sê vir jou is, hey, daai ding, jy moet dit aflê. Bekeer jou van daai ding. Draai om, draai weg. Los daai borrel, of los dit, of los dat. Moenie jou hand na die drugs uitsteek nie. Hou op om dit te doen. Beteken nie, Petrus, jy moet jou sonde bely tot bekering kom en die Here Jesus jou salig maak. Nee, dit het hy lank al gedoen. Dis daar toe hy op die skei was, toe hy sê, Here, gaan weg van ek so sondige man. Jesus sê, kom maar Petrus, ek weet wie jy is, jy gaan nog mense vang. Ek maak jou sommer 'n visser van mense.
Vraag natuurlik is, kan 'n mens die wedergeboorte verloor? God sê, niemand sal jou ooit uit my hand uitruk nie, want dis die ewige lewe. Jy kan nie die ewige lewe verloor nie. Jy kan nie jou saligheid verloor nie. Saligheid is nie te koop. Die duiwel kan nie dit van ons stroop nie. God sê, niemand sal uit my hand uitruk. Jy het die ewige lewe ontvang. So, beteken dit, as ek sonde doen, dis okay, ek gaan nou hemel toe, eenmaal gered, altyd gered. In 'n sekere sin ja, in 'n sekere sin nee, want het jy dan vergeet die sonde tot die dood? Wat het gebeur met daai man in 1 Korintiërs 15? 1 Korintiërs 5? Wat seksueel verkeerd het in die gemeente met sy stiefma? Wat sê die Bybel? Paulus? Om hom aan daai gemeentelid, daai broer, om hom aan die Satan oor te lewer. Ons gee hom vir die duiwel, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here. Hy gaan sterf vir wat hy gedoen het. Hy gaan 'n prys betaal voor God. Hy gaan sy krone verloor en God sal hom straf met die dood. Maar hy het nie die ewige lewe verloor nie, want die Bybel sê, en sodat die gees gered kan word. So saligheid is nie goedkoop nie. My probleem is, jy as kind van God kan dit nie verloor nie, maar as jy my artikel gaan lees, wat ek gepubliseer het en wat sê die Bybel, vra ek die vraag, wanneer ek Jesus Christus verloon, dan het ek 'n probleem. Bedoelende, wanneer ek hom afsweer as my saligmaker. Volgens Hebreërs 6 staan daar, dat as iemand al hierdie gawes gesmaak het, en die Heilige Gees agter geword het, en die ewige lewe, en al hierdie dinge, en hy terugkeer na die Joodse offers, en Jesus verwerp as die lam van God, sy kruisdood, en hy gaan na die lammetjies toe by die tempel, dat hulle die lammetjies vir hom moet offer, dan ontken hy dat Jesus sy saligmaker is, vir die kruis gesterf het. Die skryf in die boek Hebreërs sê, hy skryf van die Jode, hy sê, as julle teruggaan, want van die Joodse gelowiges wat tot bekering gekom het, die familie sê, nee, is fine, jy het Jesus, maar onthou, dis tyd om tempel toe te gaan, jy moet met jou bloedoffers gaan by die tempel bring, en die skryf van die boek Hebreërs sê, jy kan nie dit doen nie. As jy dit doen, dan kruisig jy Christus opnuut. So ek wil sê, as jy Jesus Christus as die seun van God verwerp uit jou lewe en sê hy's nie die seun van God nie, hy het nie vir my in die kruis gesterf nie, ek verwerp die Bybel, ek verwerp Christus Jesus. Ek vra nie of jy sonde gedoen het nie, ek vra of jy Christus verwerp het. As jy dit doen, kan jy nie die ewige lewe behou nie. Jy kan. My lesing is daar. Maar vir 'n kind van God, die Here speel nie met jou nie, hy het jou die ewige lewe gee, jy behoort aan hom. So ek wil net sê, baie keer as ons sê, maar hierdie Christen, hy gaan nie eintlik meer kerk toe nie, of hy bid nie meer so baie nie, en hy lees nie meer sy Bybel nie, beteken dat hy is ongered? Nee, hy is geestelik swak, en natuurlik, daar sal nie krone wees nie, hy bou met hout, hooi en stoppels in sy lewe. Paulus sê in 1 Korintiërs 3, al die werke verbrand. Hy sê, hy sal groot skade ly, maar hy's in die hemel. Hy sê verlore nie. Ek glo dat God gee vir ons die ewige lewe as sy kind. Ek leef nie in vrees dat môre gaan ek iets doen en ek gaan die ewige lewe verbeer nie, want ek weet wie Jesus Christus is, dat hy die seun van God is en vir my in die kruis gesterf het. En dit sal ek mos nooit verloor nie. So as ek dit kon doen en ek verwerp hom as die saligmaker van die wêreld en ek word 'n Hindoe of ek gaan na Islam toe of ek gaan na Hare Krishna toe of iets en ek sê ek verwerp totaal die Bybel as God se woord en dat Jesus Christus waarlik die seun van God is. Ek sweer dit alles af. Hy is dit nie. Wel dan het jy 'n probleem. En jy sal daarmee saamstem. Ek kan nie wag om met jou oor die volgende lesing te praat. Dit gaan baie interessant wees. Baie dankie.